sou kon dink dat hierdie kind weer eendag terug sou keer om as regter te kom oordeel en as koning te regeer. Verstaan jy nou en kan jy sien wie hierdie kindjie is? Dat hy die redder, die enigste hoop vir hierdie wêreld is. Hier ons hoor die stem, die vraag wie sal ek stuur, om die wêreld te leer van God se liefde. Hier ons meld ons aan, raak ons aan met die vuur, gee ons krag vir die stryd, ons wil en beheer. Ons sal gaan en ons sal leef in Jesus se liefde. Ek en my huis sal vertel en die dien met ons lewe. Hier ons meld ons aan, zodat u ons kan sturen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands, from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's
faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Ons is besig met die tema van hoop. Ek hoop dat jy in die dag ook op 'n manier besig is daarmee. Dat die Here jou gedagtes daar kry. Ek hoop dat in die oggend, Martin, as jy jou sleutel vat, jy sal dink aan ons tema. Hoop wat die sleutel vir ons raak. Hoop wat die sleutel vir ons is tot die lewe. Hebreërs 10 vers 23 kry ek hierdie pragtige teks. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Die belydenis, dit waaroor ons praat. Dit wat ons hoop ons hierdie week vir julle gee, laat ons dit onwankelbaar vashou, dat dit die sleutel word, want hy wat dit beloof het, is getrou, oom Dawie. Dis die kern, dis die bron, ons het so baie daaroor al gepraat, en ons gaan dit elke Sondag vir mekaar sê ook. Sondag, toe ons die doop bedien het, hoe gepas, dat ons kon sê, dis die bron van ons hoop. Kom ons raak sommer net so stil voor die Here, daar waar jy nou is, wil amper sê, arriveer hier, maak jou oë toe, kom tot rus in jouself, gee die dag kans om uit jou uit te gaan, die dag van môre hopelik te vergeet vir die oomblik. Here, hoe goed is die stilte ook. Seker die eerste moment van stilte in die dag vir my ook op 'n manier. Dit maak ons soms angstig. Maar dankie dat ons weet, dit is 'n goeie plek om stil te wees. Soos ons dit ook sing, die lied, wees stil en weet, ek is die Here. En daardeur wil ons vanaand ook, as ons hier stil word voor U as gemeente, Here, wil ons hierdie belydenis oor die hoop, hierdie sleutel, Here, wil ons onwankelbaar, wil ons vashou op hierdie hoop wat onwankelbaar is, wat 'n sekerheid is. Want U wat dit vir ons beloof, U is getrou. Dankie daarvoor, dat U dit vandag in hierdie dag vir my op verskeie momente sigbaar gemaak het, ek het kon beleef het, oordink het, die voorreg om vanaand iets daarvan op 'n ander vlak weer ook te kom deel. Wil U dit ook vir ons gemeente, Here, in hierdie week en in hierdie tyd, maar ook in ons lewens, wil U die hoop, Here, in ons lewens bly oopsluit, bly ontsluit. Ons bid dit in Jesus naam.
Amen. Goeienaand vriende. Het is vir my lekker om hoe sê ek altyd, 'n volspan hier te hê. Dis vir my goed dat u hier is. Ek hoop u het 'n goeie dag gehad en as dit nie so goed is nie, dat dit vanaand hier sal beter raak in die teenwoordigheid van die Here en in die samekoms van die geloofsgemeenskap. Wat is daar die afgelope paar aande met die Pinkster, wat miskien vir jou uitstaan? Watter faset, watter aspek van die hoop? Het dit miskien iets te maak met dit wat Willem donderdag aand gedeel het oor die doop, oor die hoop en die hemelvaart, dat daar 'n hemel is, dat Jesus daar is, maar hy's nog aktief, dat hy vir ons die Heilige Gees gegee het, die gedagte dalk van Sondag, help dit jou, dat jy gedoop is met die Gees, en dat jy die krag van die Heilige Gees in jou het, dat jy dit ontvang het, of is dit dalk die realiteit wat Anne-Marie gedeel het oor die Heilige Gees, wat mense verander het, dalk een groot getuienis in jou lewe van 'n moment waar die Gees jou verander het, of klein geleenthede waar die Gees, omdat die Gees in ons woon, omdat die Gees besit geneem het van ons, in ons binneste is. Wat help vir jou so ver? Ek het vanoggend 'n moment gehad in my voorbereiding oor gisteraand se preek, Willem. Miskien is dit doodgewoon omdat ek so dalk lief, nie dalk nie, omdat ek lief is vir die kerk in ons gemeente. Miskien is dit omdat dit my werk is, maar het gisteraand my so aangespreek oor die feit dat die verandering wat in 'n gemeente gebeur, kom van God af. En daarop Jan sal ons bly hoop. Al het ons uitdagings, al gaan dit soms moeilik. Al het ons uitdagings in ons gemeente en in die kerk. En ek het dit goed gedink om dit wat Willem gisteraand vir ons op die tafel gesit het, om vanaand dit te vat, Martin, en half binne in ons eredienste kom neersit, oor daai eerste aspekte of eienskappe of geloofswaarhede, wat sal ons dit noem? En ons gaan iets daarvan vanaand probeer beleef, amper as 'n manier inoefen. Iets van die onderlinge verbondenheid. Die mense wat eensgesind was en alles met mekaar gedeel het. En ons gaan God prys. En ons gaan die lering, die woord van die Here oopmaak. En dan gaan ons saam bid. En ons gaan met mekaar geleentheid gee dat jy die wonders en tekens wat God in jou lewe geopenbaar het of bring, om dit met mekaar te deel. En ons gaan hoor hoe ons geld kan gebruik om mense te help. En ons gaan die gemeenskaplike maaltyd kan geniet. Wat 'n wonderlike voorreg om dit vanaand te kan beleef. Bertie, ek hoop dit maak jou opgewonde om die hoop van gemeente en die verandering wat die gemeente bring. Dis hier vir jou vanaand en jy moet dit omarm. Daarom wil ek begin met die onderlinge verbondenheid en wil ek julle uitdaag en gaan ons 'n minuut of 2 gee dat ons met mekaar 'n bietjie ons lewens sal deel. Dat jy bietjie voor jou en agter jou sal draai en die persoon in die oë sal kyk en miskien sal opstaan, Bertie, en kom hoor wie's hier aan die oorkant. Kom ons beleef die onderlinge verbondenheid en ons groet mekaar, gesels met mekaar, wie is jy? Miskien wat doen jy? Waar gaan julle? Dis wat die Bybel vir ons sê, ons moet die onderlinge verbondenheid met mekaar. As hy, sê 'n bietjie jou naam. Sê sommer 'n bietjie, hoe was jou dag ook?
Daar lag iemand, lyk my daai dag was lekker. Skud blad, daar skud iemand blad. Hulle raak aan mekaar, want ons is een. Wie het 'n nuwe persoon ontmoet vanaand? Wie het iewerste vir die eerste keer met iemand gesels wat jy dan nou nog nooit? Beautiful. Dit moet ons hoop gee. Dat ons een gemeente is en dat ons die onderlinge verbondenheid en eensgesindheid met mekaar kan beleef en ervaar. Ons moet dit meer doen, kollegas, dink ek, dat ons by mekaar kan uitkom. Ons gaan vat sommer daai persoon saam vir 'n soppie na die tyd. En dan het die eerste gemeente God geloof en geprys. En dankie Anton dat julle vanaand hier 'n span is om vir ons daarmee te begelei. Vriende, en Willem het dit gisteraand gesê. Kom ons gebruik hierdie oomblik, want wat is ons mee besig? Ons is nie net besig om te sing nie. Ons sing langs 'n braaivleisvuur of saam met hierdie ander ouens, maar vanaand is ons besig om God te prys. So kom ons doen dit met oorgawe en uit volle bors. Dankie julle. Loof en prys om halleluja.
Hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ons ooit sal onverdien. Prys die Here o my siel, prys die Heer want hy is goed. Prys die Here al wat lewe, prys die Heer. Prys die Here o my siel, prys die Heer want hy is goed. Prys die Heer al wat lewe, prys die Heer. Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sal onverdien. Prys die Here o my siel, prys die Heer want hy is goed. Prys die Heer al wat lewe, prys die Heer. Prys die Heer o my siel, prys die Heer want hy is goed. Prys die Heer al wat lewe, prys die Heer. Die Here skeper, sing nou saam, en alles wat lewe, roem sy naam. Die Here skeper, sing nou saam, en alles wat lewe, roem sy naam. Prys die Here o my siel, prys die Heer want hy is goed. Prys die Heer al wat lewe, prys die Heer. Prys die Heer o my siel, prys die Heer want hy is goed. Prys die Heer al wat lewe, prys die Heer. Prys die Heer al wat lewe, prys die Heer. Here, dankie dat ons saam met u skepping, ons wat lewe, ja Here, ons wat die lewende hoop het, ons wat die werklike lewe het, die ware lewe het, Here, wat u vir ons gegee het, soos ons gesing het, u is die bron daarvan. Here, ontvang hierdie offers van lofprysing. Here, mag dit 'n lieflike geur, 'n heerlike wierook reuk in u troonkamers wees, Here, as ons as gemeente met oorgawe vanaand hier saam is om u te loof. En die klein kindertjies onder in lokaal B en die tieners in die tent. Ontvang ons offers wat ons bring, Here, deur ons hier wees. Ja, Here, geldelike offers en gawes en dit wat ons kan bied, bring ons uit dankbaarheid, Here, maar ons teenwoordigheid, ons aanbidding, ons lof, Here, wil vanaand 'n offer wees wat ons bring. Dankie dat ons so kan saam wees en ja, dankie vir die kerk, die vroeë kerk, Here, dat ons daarby kan aanhaak en dit is eintlik die verhaal, die hoop wat vanaand hierin opgesluit is dat dit hoe die kerk 2000 jaar terug hulle hoop ontvang en beleef en begin leef het. Ons dit vanaand weer kan doen. Dit sê vir ons, Here, U is getrou.
Ons het 'n lewende hoop. En die hemelvaart, en u Gees. Here, en u gemeente. En so kan ons aanhou en aanhou. Baie meer en ver bo dit wat ons in hierdie week probeer by mekaar sit, Here. Gee vir ons hoop. Dankie, Here, vir hierdie sleutel. Kom sluit vanaand ook weer vir ons hierdie teks, u woord oop. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie vriende, ek glo dit was vir u goed. Anton, Esmy, Heidi, Floris, ons waardeer dat julle ons so begelei. Vanaand se tema, ja, daar's 'n spelfout. sien julle dit? Dit moet 2 E's wees, nee Willem. Ja, dankie. Willem help my altyd en Anne-Marie, sorry oor die spelfout, lering, maar ek wil probeer, nou dis seker nie 'n goeie beginpunt nie. Ek wil vanaand vir ons lering gee en ek kan nie eens die woord spel nie, Martha. Maar bear with me, kom ons probeer, ons gaan regkom. Ons gaan dit dalk reg kry. Die een aspek wat die vroeë kerk baie klem ook opgelê het en dis nogal mooi, ek dink Willem het dit gisteraand gesê, ek het vanoggend weer, hulle het heelhartig hulle toegelê. Dit wil amper sê deurlopend het hulle toegelê ook op die lering van die apostels. En dis wat ek nou wil probeer is om in 'n paar sinne vir ons iets te kom leer, uit die woord uit miskien oop te breek wat vir ons kan help rondom die volgende tema. Ons hoop dat die negatiewe ook positief kan wees. Nogal kan 'n swaar ene wees. Dit kan 'n gewigtige ene wees. Veral in die dag en die tyd waarin ons leef. En daar kan nou 'n klomp gedagtes hier in jou kop opgaan en ek wil hoop dat ons dit ek gaan net uit die skrif uit 'n klomp goed op die tafel sit. Hoekom sê ek dit kan gewigtig wees? Hoekom kan ek sê dit is nogal relevant? Want ek dink in ons konteks in ons land is dit nogal iets wat nogal algemeen is. Ek lees die hele ding rondom negativiteit, wil ek dan nou sê. South Africans are the most negative about the state of the world today. Dis navorsing wat wêreldwyd gedoen het, Our World in Data. Het navorsing gedoen en gesê Suid-Afrikaners is van die mees negatiefste mense wat daar is in die dag en die tyd waarin ons lewe, gegeewe hulle siening oor die wêreld of hulle omstandighede, hulle konteks. Miskien moet ek maar die volgende sê, dis ons president wat dit gesê het, negativiteit is vir Suid-Afrikaners 'n nasionale sport. Nou, vergeet dan moet nou nie 'n negatiewe bril opsit as jy hoor waarvan dit kom nie, maar dit het my nou nogal getref. Dit nie maar, is ons nie maar baie negatief oor goed nie. Is dit nie maar hoe ons baie maal is nie. As ons maar kyk na die goed wat ons rondom die braaivleisvure met mekaar gesels. Wat is hierdie TikToks in daai goedjies wat deurkom, hierdie memes en mimes en wat ook al, is baie maal kommunikeer, ons lag daaroor, maar dit kommunikeer 'n negatiewe boodskap oor ons land, oor ons omstandighede, oor ons konteks. Dit raak half vir ons 'n sport, wie kan half die snaakste, negatiefste ding kommunikeer? In die kerkbode lees ek, het hulle 'n onderhoud, 'n paneelbespreking met 'n klomp jong mense, oor die stand van sake in die wêreld en in ons land, en dan skryf die persoon, hulle is deur die bank erg krities, eintlik prontuit negatief oor wat hulle waarneem en beleef. Dis die toekoms ons van môre, ons jong mense. Ek besek nou vir jou Sonaitjie. Sonai se suster, is julle jong mense negatief? Sy sê nogal somtyds so.
ek skiet nie te ver mis nie. Iemand skryf negativiteit is aansteeklik. As die een nou as jy in 'n gesprek inkom en vaan, nou almal is nou maar negatief, haal jy nou maar jou negativiteit ook uit. Want dit is op die ou end van die dag aansteeklik. As ek vir ons nou moet vra hier op 'n skaal van 1 wat baie positief is tot 10 wat negatief is, waar sal jy dan nou inkom as ek nou sê, wys vir my, is jy hier of is jy daar, Poppie, of gaan jy op die bank staan om te sê, maar dis waar ek is, Jan, ek is baie negatief. En ek dink baie van ons negativiteit koppel ons aan ons omstandighede, in ons konteks, ons land. Maar dalk moet ons dit ook so bietjie nader bring aan die huis, in terme van ons gemeenskap, of miskien ons werksomstandighede, miskien jou eie huis. Wat is die negativiteit daar? Wat is die beerdkrag in die potholes in jou gesin, in jou eie lewe, wat negativiteit bring? In ons gemeente. Ek hoor partymal negatiewe goed oor ons gemeente. Nou, ek wil nie naïef wees en sê, nee, alles is net honkie-dorie en happy nie. En ek wil ook nie vanaand nou vir ons hier 'n ding op die tafel sê, nee, maar julle moet nou julle attitude change nie. Dit gaan nie vanaand daaroor nie. Dit gaan oor iets anders, waar ek net wil hê, ons moet iets besef van die konteks waarin ons leef, hoe die realiteit rondom ons negatief is, ons negatief maak, hoe ons negatief dink, optree, hoe aansteeklik dit is, ensovoorts. Maar ek wil vir ons 'n geloofswaarheid kom gee. Ek wil vir ons kom probeer hoop gee, om te sê, ja, dit is ons konteks. Ons leef nou maar in Suid-Afrika, en dis hoe dit is. So gaan ons dan nou maar net meer en meer negatief raak, hooploos, laat ons nader eintlik maar net hopeloos is. Ek kan nie hier vanaand staan en dit onderskryf nie. Ek kan nie vanaand hier staan en sê, dis nou maar wat dit is nie. Want ek hoef nie. Want ek het vanaand vir ons 'n boodskap wat vir ons wil help, dat daar hoop in lê in die wete dat die negatiewe, dit wat jy hier deur jou gedagtes laat gaan, dit nou wat vir jou negatief is in die wêreld, in die land, en miskien jou eie lewe, jou eie geloofslewe, miskien hier in ons gemeente, dat God hierdie negatiewe ding kan vat en hy dit positief kan verander. En die Bybel is vol daarvan. Die hoop dat iets wat negatief is, Christus, in iets positiefs kan verander. Ons jaartema, kollegas, vir 'n tyd soos hierdie, kyk ons na die verhaal van Ester en Mordegai, Ahasveros en koningin Ester en die volk, die Joodse volk wat uitgewis gaan word. En hoe Ester dan opstaan. En hoe Mordegai vir haar sê, maar Ester, is dit nie juis? Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Dat ons vir mekaar wil sê, vir 'n tyd soos hierdie, moet ons die hoop vashou, en daarop fokus dat God die negatiewe omstandighede vir my positief kan maak, en iets positiefs kan verander. En dis wat gebeur in Ester. Dis wat ons die hele jaar mee wil besig wees. Ons is besig met die boek Handelinge in die vroeë kerk. En ek hoop dit gaan vir ons help as ons die verhaal van die kerk gaan kyk, hoe dit vir ons kan help om binne 'n negatiewe konteks hoop te hê
En dis nie 'n skielike ding wat sommer nou net môre gaan gebeur nie, maar dat ons vanuit hierdie hoop kan leef dat dit beter kan word, dat iets positiefs hieruit kan kom. As ons die boek Handelinge lees, ons het nou al so met die eerste 3 hoofstukke amper gekom, dan sien ons dat hier 'n taamlike positiewe prentjie aanvanklik geskets word oor die kerk, die begin en die ontstaan van die kerk. Ons het lekker positief en entoesiasties opgewonde sover al gepreek, maar dan sien ons in Handelinge 4 begin dinge so bietjie draai. Begin daar Eduard so bietjie van 'n nigel kom, 'n bietjie van 'n negativiteit. As ons sien dat Petrus die tempelwagte en die Sadduseërs op Petrus afstorm. Petrus, hulle is nou besig om die evangelie te deel, die kerk is besig om tot stand te kom, die kerk groei, maar dan kom die teenstand. Dan word Petrus hulle in die gevang en in die tronk gegooi. Hoofstuk later is die Joodse raad nou al meer hier aan die gang, en dan word Petrus hulle en die apostels weer gevang en in die tronk gestop. Lees ons in Handelinge 5. Dan raak het nog 'n bietjie erger, in Handelinge 5 vers 40 sien ons maar hierdie spulletjie raak nou 'n bietjie handgemeen. Hulle word geslaan. So dis of die negativiteit, Bertie, rondom die kerk besig is om toe te neem. So wat nou? Lees ons verder, dan sien ons dat dit nog erger raak in Handelinge 6. Met die verhaal van Stefanus. Handelinge 6 sien ons die kerk het eintlik 'n lekker probleem. Daar's te veel werk en te min mense, en dan sê die apostels, nou maar kom ons kies diakens, ons kry 'n bietjie diakens bymekaar wat vir ons kan help. En dan word die 6 diakens gekies, en ek wil hê ons moet die hoor van Stefanus, want ons gaan vanaand met Stefanus besig wees. Iets van wie hy is. In Handelinge 6 vers 5, die voorstel het by al die gelowiges byval gevind, en hulle het vir Stefanus gekies, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. Ons moet dit hoor, 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees, want dit raak op 'n manier, wil ek amper sê, deel van die sleutel van hoop. Stefanus, aan wie God baie genade en krag gegee het, Handelinge 6 vers 8, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. Stefanus word gekies as die diaken, en dan as gevolg van sy geloof en die feit dat hy gevul is met die Gees en die krag en die genade wat hy ontvang het, kan hy nie anders as om te getuig nie, as om sy diakensamp op te neem en dit met oorgawe te doen. Maar wat gebeur dan, Floris? Dan kom die negativiteit oor hom. Dis die realiteit ook op 'n manier, wil ek amper sê, van die kerk in die algemeen en van die vroeë kerk. En dan is die mense ongelukkig met Stefanus. Dan kry hulle hom voor so 'n klein besprekingspaneeltjie, en mense begin met hom redeneer, en die Gees inspireer hom en gee vir hulle wysheid, en dan sien hulle, hierdie man kan ons nie vastrek nie, en dan hoor ons woorde soos mense wat omgekoop is, opgesweep word, mense wat hom afstorm, hom gryp, hom vals getuig en voor die Joodse raad bring. En dan kan jy gaan lees in Handelinge 7, dis 'n lang 54 verse daar van Stefanus se toespraak, as dit ware sy verdediging nou, wat hy homself probeer verdedig. Nietemin, help dit nie. En dan gebeur die ergste, die negatiefste moment of oomblik in die ontstaan van die kerk. En ek lees vir ons in 54, u kan daar saam volg, as u wou, 7:54. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, dis nou hierdie getuienis, hierdie belydenis wat Stefanus maak, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien. Hoor iets van Stefanus en sy soort van aksies, dit wat ons by hom leer binne hierdie negatiewe konteks.
Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskree en hulle ore toegedruk, soos een man het hulle op hom afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuienis het hulle klere neergesit by 'n jong man met die naam Saulus, onthou vir Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Jesus het ook gesê, in u hande gee ek my gees oor. Toe het hy op sy knieë neergesak, hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Met hierdie woorde het hy gesterwe. Kan dit erger raak? As ons nou praat van negatief, hierdie is bad. Dan gaan ons aan. Wat is die uitvloeisel hiervan? Direk daarna, ook Saulus het hierdie moord goedgekeur. Saulus, daardie dag het daar 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. Al die gelowiges, behalwe die apostels, luister hier, is uitmekaar uitgejaag. En verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Godvreesende mense het vir Stefanus begrawe en daar is baie oor hom gerou. Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens laat uitsleep en hulle in die tronk laat sit. Negatief. As ons nou wil praat van 'n negatiewe situasie, 'n negatiewe plek waar die vroeë kerk hom bevind, is dit hierdie. 'n hopelose situasie. Kan daar uit dit uitkotie, kan daar iets positiefs kom? Wie van julle was al op so 'n situasie in jou lewe gewees? Dis 'n paar wat nik. In jou werk. Willem, ons gemeente, ek het so 'n bietjie in die geskiedenis gelees, hier in die 80's, as ek nou net oor finansies praat, was daar. Negatief. Kom ons maak die deure toe. Die Franse het 'n spreekwoord, qui sera, sera. Die Engelse sê, what will be, will be. Die tieners sê, whatever. Whatever. Ons Afrikaner volkie sê, laat Gods water maar oor Gods akker loop. Dis 'n gesindheid wat ons kan openbaar, gegeewe dit, die omstandighede. Maar die God wat ons aanbid, laat nie, met respek gesê, sy waters oor sy akkers loop nie. God laat nie die waters oor sy akkers loop nie. Hy laat nie net die negatiewe toe om net te eskaleer en hier in 'n warboel van chaos te ontaard nie. Hoekom nie? Want ons het dit gehoor van donderdag aand afval. Hy is die bron van hoop. Daarom wil ek vanaand vir u sê en vir myself sê, dat 'n negatiewe situasie kan deur die krag en die genade van God in iets positiefs verander. Kyk wat gebeur hier in hierdie teksgedeelte. As ons verder lees, ons het nou die negatiewe goeters hier op die tafel gesit. Net die volgende vers, nadat Saulus hierdie spul mense uitgesleep het en hulle in die tronk laat sit het, lees ons die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het. Hoor hoe mooi is dit? Die evangelie verkondig. Laat Gods water maar oor sy akkers loop. Die vroeë kerk, die begin, die baba skoene, wat doen hulle? Toe dit negatief en moeilik raak, toe gaan hulle voort om die evangelie te verkondig. So het dit gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het. Ek gaan nou iets oor Samaria sê. En Christus daar verkondig het.
Hy was een van die diakens. Toe die mense hoor wat Filippus verkondig en die wonder sien wat hy gedoen het hulle aandagtig na sy prediking geluister. Onrein geeste het met groot geskree uit baie mense uitgegaan en baie wat verlam en krepeel was is gesond gemaak. Daar was groot blydskap in daardie stad. 'n Negatiewe ding. Stefanus se dood, die volk wat vervolg word en uitmekaar uitgejaag word, uit Jerusalem uitgejaag word. Gebruik God hier om sy plan, sy opdrag van Jerusalem, deur Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Dis wat hier gebeur. Luister die woord Samaria. Samaria is die gedeelte tussen Judea en Galilea. Dis 'n onrein plek. Die Jode wou niks met die Samaritane uit te waai gehad het. Daarom dat hulle vir Jesus sê, wil jy nou, hoekom wil jy deur Samaria gaan? Hoe kan jy met hierdie Samaritaanse vrou praat hierso? Want hulle is onrein. Hulle is toe die Babiloniërs, die Jode in ballingskap weggevat het, is hulle die armes, die slegtes wat agtergebly het. Hulle het ondertrou, hulle het onrein geraak. Ons soek hulle nie. So by the way, Here, Jerusalem, in Judea, kom ons skiep Samaria, dan gaan ons Galilea toe. Ons dink nie die evangelie hoor daar nie. Nee, die negatiewe gebruik God om die evangelie in Samaria te bring. Later is apostels ook weer na Samaria toe gestuur en daar het hulle die evangelie gebring, mense gehelp en ondersteun, sodat daar groot blydskap in daardie stad. Hoor die negativiteit wat God omsit in 'n stuk blydskap en vreugde. Die kosbare vir my hiervan is dat, en dis nou maar die beeld, die metafoor wat ek vanmiddag oor besin het, is dat God in hierdie akker, Ester, waar die water vloei, hy mense gebruik. Bertie, jy kom van die plaas af, het jy water gelei? Bertie ken van waterlei. As die waterlei besigheid deur mekaar raak, as jy dit net los, is dit chaos. En daarom ag God sy kerk, om as dit ware, kan ek maar sê vir hom dan in hierdie warboel waarin die wêreld dan is, om as waterleiers om kanale te wees. Ons kan nou teruggaan na Johannes toe, waar strome lewende water, laat ons nou nie die metafoor deur mekaar trek nie, maar ek raak so opgewonde oor dit wat ek met u deel, om te hoor dat u en ek, die kerk, wat verander het ons gisteraand gehoor, kan God gebruik om hierdie land wat negatief is. Ons is almal negatief daaroor. Hy wil jou gebruik as 'n kanaal, as 'n waterleier, sodat hier positiewe goed gebeur. En dalk oom Dawid is daai positiewe nou nie 'n ding wat ons nou die moderator van die NG Kerk bo op presidentstoel gaan sit nie, wat ons nou dink sal werk nie. Nee. As ek nou ekstreem raak. Dis miskien 'n klein dingetjie daar by jou werk, in jou gesin, by die kerk, in die gemeenskap, by die skool, wat God jou wil gebruik waar die goed negatief is. Dink net die kragtige getuienis van 'n negatiewe ding wat omgedraai kan word, omdat God jou gebruik, omdat ons hoop dat God hierdie negatiewe in 'n positiewe kan verander. En daarvoor gebruik hy vir Stefanus. Wat 'n wonderlike voorbeeld. Kom ons kyk gou so bietjie na Stefanus. Die negatiefste van negatief wat Stefanus beleef in sy lewe. Maar, wat is hy? Hy's 'n man wat sê, laat Gods water oor Gods akker loop. Ek wil niks met julle uit te waai nie. Dis oukei. Ek worry nie meer nie. Nee, gaan lees daai 54 verse in Handelinge 7, hoe hy met passie en entoesiasme hierdie Joodse raad probeer oorreed. En by sy beginsel staan, by sy geloof staan, onder leiding van die Heilige Gees, 'n man met 'n vaste geloof en vol van die Heilige Gees. Die wysheid wat hy van die Gees ontvang het en waarmee hy gepraat het, lees ons daar in Handelinge. Dis hoe ons Stefanus opsom hier. 'n gesig soos die van 'n engel.
Broers en vaders, Handelinge 2, sy met sy toespraak begin, luister na my. God aan wie al die eer toekom. Waaroor gaan dit hier? Gaan dit oor my negatiewe omstandighede en situasie? Of binne hierdie konteks, Here, hoe kan ons U eer? Hoe kan U die koning wees in hierdie omstandighede? En dan gebeur dit, die negatiefste van negatief. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel in sy negatiewe situasie. Ek het 'n bietjie gelees oor die steniging, ek gaan nou nie daaroor sê nie, daar's baie te sê daaroor, maar dit moes terrible gewees het om met klippe doodgegooi te wees. Stefanus wat nie kyk hoe hy die klippe kan dak en daai van nie kan uitkom nie. Hy vat dit. Maar hy kyk dan op, nie na die klippe nie. Hy kyk op, die Gees laat hom opkyk. Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en wat sien hy? Die heerlikheid van God gesien. Hulle met donderdag aand het ons oor die hemelvaart gepraat. Dis eintlik wat hier Willem wat verder sin speel hier. Is dat dit wat op hemelvaart gebeur het, sien Stefanus as dit ware, wow, it actually happened. God is daar en ek sien sy heerlikheid. En vir Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen. En hierdie negatiewe moment maak die Gees vir Stefanus die hemel oop. En hy sien die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. In sy oomblik van negativiteit hou hy hom nie besig met die klippe en 'n klomp negatiewe goedes nie. Hy kyk op en hy sien God se heerlikheid. Job wat sê, ons kan nie eintlik werklik God se heerlikheid sien nie. Ons kan nog God nie sien nie, maar iets daarvan. Paulus sê, ons kyk in 'n dowwe spieël, maar hy sien tog iets van God se heerlikheid. En dan sien hy vir Jesus. Jesus wat gesê het, waartoe gaan ek? Ek gaan na my Vader toe, Mikkie, waartoe? Na die regterhand van my Vader toe. Dan is dit interessant, ek wonder nou, julle moet my help, maar dan staan daar uitgestaan. Die res van die tekste sê, ek gaan sit aan die reg, is asof, miskien lees ek dit in, maar die Here Jesus is hier gereed, om Stefanus te ontvang. Te sê, ek wil jou help, of kom, jy's welkom hier. Hy sit nie, waar aan die regterhand van God. Die regterhand van God wat dui op sy oneindige majesteit en mag. As Dawid skryf, die redding wat U gebring het, was vir my 'n beskerming. U regterhand het my ondersteun, deur U hulp het ek sterk geword. U het 'n magtige arm, sterk is U hand, kragtig U regterhand. Dis wat Stefanus sien. Dit moes vir hom hoop gegee het. Dis moes vir hom hoop gegee het in 'n negatiewe situasie. Miskien moet ons 'n bietjie verder kyk. Miskien moet ons die Gees toelaat, dat ons nie so hier mekaar hierdie negatiewe tydsport beoefen, en so hier op aarde mekaar negatief beïnvloed en aansteek nie. Kom ons praat 'n bietjie positief. Kom ons praat 'n bietjie verby die negatiewe en ons kyk die heerlikheid. Ons sien die seën, ons sien die hoop wat daar is, wat God vir ons gee. En dan, daarom kan Stefanus sê, binne hierdie negatiewe situasie, ontvang my Gees, in U hande, gee ek my lewe oor. Maar nee, maar dan is dit nog nie klaar nie. Wat gebeur dan? En dis die wonder van hierdie teks. Wat is Stefanus se laaste woorde? Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Soos die Here Jesus bid Stefanus. Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Vergewe hulle. En met daai woorde het hy gesterf. Wie staan nie langs hom? Wie staan nie langs Stefanus? Hier by die klippegraf. Wie keer dit goed?
Saulus. Is reg. Gooi hom. En as jy dood is, dan sal ek die kerk gaan vervolg. Dan sal ek julle uitmekaar uitjaag. Ek keer hierdie dood, hierdie moord het Saulus goedgekeur. En dan gaan hy voort om die kerk uit te rooi. Ons het dit net nou gelees, daai hele negatiewe scenario. Saulus gaan aan met hierdie negatiewe goed. Trudy. Wat doen God? Wat doen God op die volgende bladsy van hierdie Bybel van my? As jy hom omblaai, dan lees jy van Saulus se bekering. Ek kry hoendervleis as ek dit met julle deel. Die bekering van Saulus op die pad van Damaskus. Kan dit wees dat God Stefanus se gebed gehoor het? Vergewe hierdie man, Here, en dan vergewe God hom. Dan vat hy hierdie negatiewe situasie en dan lees ons in Handelinge 9. Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly. Dis nou nadat hy op die pad van Damaskus tot bekering gekom het. En wat doen hy? En dadelik in die sinagoge begin verkondig dat Jesus die seun van God is. Vers 22, maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek. Na verloop van tyd het die Jode saamgesweer om Saulus te vermoor. Nou wil hulle hom doodmaak. Saulus het toe oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. Net Handelinge 9. Gaan lees die res van Handelinge 9. Gaan lees die res van die Nuwe Testament. Gaan lees en gaan kyk die geskiedenis oor die vroeë kerk. Augustinus sê, the church, La Rochelle, wil ek sê, owes Paul to the prayer of Stephen. Vriende, ons dien 'n God wat die negatiewe in 'n positief kan verander. Juis vir 'n tyd soos hierdie. Vir 'n tyd soos hierdie het ons rede om te hoop dat die negatiewe positief kan wees. Ek wil vir ons geleentheid gee om te bid. Ek wil vir jou uitnooi om miskien, ons gaan nie vanaand in die groot groep bid nie, maar jou uitdaag. Hoop jy het vrymoedigheid om miskien net terug te draai en saam met iemand langs jou, of dat ons ook iets van die eensgesindheid in die gemeenskap van gelowiges in ons gebede ook kan verenig, en dat ons op twee goed fokus, dat ons in ons gebede vir die Here sê, Here, dankie, en daar is goed in jou lewe wat jy kan aandink, wat jy vir hom kan sê, Here, dankie vir daai negatiewe ding wat daar in my lewe was. In my lewe was dit op 'n kol, as ek 'n student, het ek baie gekuier, geparty. Lag van julle nou. Ek het nie gedink dit is waar nie, dit is. Die Here het dit kom verander. Ek is nie perfek nie, maar hy het my kom verander en hy het vir my ietsie positiefs gemaak, waaroor ek dankbaar is. Wat is dit? Sê vir die Here dankie daarvoor. En dan bid jy en vra jy, Here, hier's 'n klomp negatiewe goed wat in my kop maal in my eie lewe of in ons land, en ons wil hê u moet daai goeders vir ons positief verander. Kom ons bid saam, vriende. Bid saam met mekaar, jy kan maar hardop bid, so in groepies. Asseblief.
jy het nou daar gesit en dink oor die negatiewe momente in jou lewe. Sê dit gou vir die persoon. Want dis wat die gemeente gedoen het. Hulle die wonders en die tekens wat God in hulle lewe gedoen het, het hulle met mekaar gedeel. Nie 'n lang getuienis nie. Sê dit gou vir die persoon. Jy het dit in gebed ook 10-1 gesê. Sê dit dalk vir jou man of jou vrou. Ons moet vir mekaar vertel van die wonders en tekens ook, wat in ons lewens gebeur. As ek so oor julle lewens kyk hier, dan weet ek van baie wonders wat julle kan vertel. Ek ken baie stories. Of gaan huis toe en gaan vertel dit vir iemand. Môre by die werk. Ons moet vertel, want daarin lê ons hoop. Daai hoop, verhaal, daai wonderteken of gaan vir daai persoon weer hoop bring. Want die kerk is 'n draer van hoop. En net so moet ons geld bestuur en bietjie goedjies verkoop, sodat ons goedjies kan gaan koop. Sodat ons hierdie kratte kan volmaak. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Daar's behoeftes daar buite wat ons geïdentifiseer het. En daarom, as ons God se kerk is en 'n draer van hoop is, moet ons hierdie bins volmaak. Moet ons sê, maar Here, ons gaan ons geld gebruik om die kospakkies aan te vul, sodat ons hoop kan bring. Daai een is halfpad, hierdie een is, hulle moet oorloop, glo ek. So kom ons gaan doen dit. En ons bring hoop. As ons sien daai ding raak vol, gaan dit vir jou ook hoop bring om te sien, jy sê, kyk, dis my kerk, dis ons gemeente wat hoop bring. En dan gaan ons Sondag lekker as gemeente saam kuier. Ons gaan die gemeenskaplike maaltyd geniet Sondagoggend na kerk. Ons gaan 'n broodfees hê. Maar droë brood, gaan Willem vir julle sê, soos droë koekies is sleg. Hy hou nie daarvan nie. Wil jy nie smeere bring nie? Bring smeere, 'n lekker smeer, 'n konfyt of wat ook al, en dan gaan ons dit gebruik, sodat ons saam die gemeenskap, ek gaan jou jam gebruik, en jy my vrou se lekker appelkoeskonfyt of wat ook al. En dan gaan ons so saam eet ook. Want dis hoe ons gemeente vir mekaar ook rondom die tafel, die gemeenskaplike maaltyd, soos die vroeë kerk, gaan ons vir mekaar ook so hoop bring. Vriende, kom ons sluit af met 'n lied wat ook oor hoop gaan. Op berge en 'n dale en oral is my God, waar ons ook telke male mag swerwe. Daar waar ons swerwe, daar waar die negatiewe goeters is, daar is God. Waar ons gedagtes swewe of styg, bo onder, ook daar is God, omlaag en hoog verhewe. Ja, oral is my God. Kom ons sing net vers 1 en vers 4. Roem Christen heel my lewe is veilig in my God. Ons staan en dan bly u staan vir die uitspreek van die seën.
Ons ontvang die seën van die Here en ons gaan lewe met die hoop dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees my negatiewe omstandighede in iets positiefs sal verander. Nou voor u gaan, moet ek dit ook vir julle lees. Van huis tot huis het hulle die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet. Sop en brood is so eenvoudig. Ek nooi jou uit. Kom eet 'n koppie sop en ons as geloofsgemeenskap. Bring jou vriend saam. Beleef ook iets van die hoop wat daar is in ons gemeenskap van gelowiges. Dankie vriende, lekker aand. Dankie dat u hier was. Sien u môre aand.